1 Samuel hoofstuk 27. Dawid het by homself geredeneer: as dit so aanhou, maak Saul my binnekort dood. Dit sal beter wees as ek na die Filistyne se land toe trek. Saul sal dan ophou om my in Israel se grondgebied te soek. Dis die enigste manier om van sy hand te ontvlug. Toe trek Dawid en die 600 manne wat by hom was na Agis, die seun van Maog, wat koning oor Gat was. Daar in Gat, by Agis, het Dawid met al sy manskappe en hulle huisgesinne gaan woon. Dawid se 2 vroue was saam met hom. Hulle was Ahinoam, wat van Jesreel afkomstig was, en Abigail, wat vroeër die vrou van Nabal in Karmel was. Aan Saul is dit oorvertel dat Dawid homself in Gat bevind. Daarom het hy nie weer uitgetrek om na Dawid te soek nie. Toe sê Dawid vir Agis: as jy dit goed vind en dit reg is in die oë, kan ek nie liewer in een van die plattelandse dorpe gaan bly nie. Dis tog onnodig dat die dienaar hier by die koning in sy stad woon. Daardie selfde dag het Agis Siklag aan Dawid gegee. Siklag behoort tot vandag toe aan die konings van Juda. Vir 1 jaar en 4 maande het Dawid en sy gevolg in die land van die Filistyne gebly. Dawid het gereeld strooptogte uitgevoer op die Geseriete en Amalekiete, wat die inwoners van die land was vanaf die ingang van Sur tot by Egipte. En wanneer Dawid 'n gebied aanval, het hy gesorg dat niemand lewend daar wegkom nie, nie 'n man of 'n vrou nie. Die kleinvee, beeste, donkies, kamele en klerasie het hulle egter as byt geneem. En wanneer hulle terug is by Agis en hy vir Dawid vra: vertel my, watter plek het julle vandag aangeval? Dan antwoord Dawid: ons het die suidland van Juda, of die Jerachmeeliete, of die Keniete aangeval. Dawid het egter nooit oorlewendes na Gat toe gebring nie, nie mans of vroue nie. Hy het by homself geredeneer: oorlewendes kan uitpraat oor wat ek gedoen het. Vir die hele tyd wat hy in die Filistynse land gewoon het, het hy dit so gedoen. En Agis self het baie vertroue in Dawid gehad. Hy het gedink: regtig, hy het homself ongewild gemaak by die Israeliete en sal vir die res van sy lewe my dienaar wees.